Baie welkom aan al die graad 10 leerders daar buite wat vandag ingeskakel het op ons Media 24 aanlyn lesse. En ons is hier van die Hoërskool Potchefstroom en ek gaan dan vir Moller van der Berg die geleentheid gee om dan die res van die spannetjie vandag aan julle voor te stel. Moller. Hallo julle, ek is Moller van der Berg. Ek is 'n graad 10 leerder by Hoërskool Potchefstroom. Gaan maar asseblief die geleentheid om my adjunkhoof meneer Morney aan te stel en my medeklasmaats. By volksskool is dit dames eerste, so ek stel graag vir Zanel Winter aan julle voor. Wiskunde is haar passie en alhoewel sy in graad 10 is, speel sy al reeds vir ons eerste span, hokkiespan. Dan het ons vir my vriend Corneille Prinsloo, meisies en cricket is sy lewe, en dan het ons laaste vir meneer Morney Smit. Ons drie sal definitief sê dat dit die beste wiskundeonderwyser is in ons land. Dankie. Baie dankie Moller, ek waardeer dit. Okay, reg, en kom ons gaan dadelik oor na ons les toe en ek gaan vir julle vra. Reg, kan julle almal die skyfies sien daarso? Ja, meneer. Ja, meneer. Dankie julle. En kom ons kyk as ons dan ons moet dan begin. Reg, soos ons reeds gesê het, baie welkom by ons wiskundeles vir graad 10 en vandag gaan ons 'n bietjie kyk na analitiese meetkunde en dit is dan deel 2. As julle gaan terugkyk op gister se program, gaan julle sien dat analitiese meetkunde deel 1 het ons reeds opgeneem wat dan gegaan het oor die afstand tussen twee punte of die afstand van 'n lynstuk. So vandag gaan ons 'n bietjie kyk na deel 2 wat dan oor 'n ander deel van die reguitlyn gaan en ek het julle gesê, maak nie saak wanneer ons wiskunde doen nie, dan moet altyd 'n glimlag op daai gesig wees. Ek wil altyd sien dat julle altyd positief is. Ons raak nooit moedeloos oor wiskunde nie. Wiskunde is nie 'n vak wat vir jou moet trane bring nie. Bly altyd positief. 'n Groot geheim wat ek vir jou kan gee is, daar's 'n paar goedjies in wiskunde wat jy moet leer. En as jy daardie paar goedjies ken, dan sê jy altyd, maar altyd die moeiliker somme baie makliker kan regkry. Dit is letterlik 'n konsep van ken en verstaan. So kom ons gaan dan dadelik oor, weer na ons werk toe, en as julle kan onthou, hier's weer hierdie bekende naam hierso, en dit is dan hierso die naam René Descartes, en as julle kan onthou, dit is hoe die knaap lyk, en ons weet, hy het 'n hele paar 100 jaar terug gelede het hy geleef, en wat het René Descartes gedoen, wat hom dan eintlik so bekend gemaak het? Maar hy was kreatief genoeg om te sê, as ek 'n horisontale lyn het, en 'n vertikale lyn het, en ek het 'n horisontale lyn, dan noem ek my vertikale lyn die y-as, en my horisontale lyn noem ek die x-as. En toe het hy begin om sekere punte eintlik op hierdie assestelsel te karteer. So, 'n karteer sal julle agterkom, kom ook natuurlik van die gedeelte Cartes af, en dis hoekom ons verwys na hierdie ook as ons kartesiese vlak. En toe het ek vir julle gesê in graad 10, stel ons eintlik belang om te kyk, wat tussen twee punte gebeur op 'n assestelsel. So as ek hierdie lyn sou verbind, waarin sou ek moontlik belangstel of watter wiskunde sou ek graag wil doen met hierdie spesifieke lynstuk hierso? Die eerste ding is, ek sou graag wil kyk na die afstand van hierdie lynstuk, en dit het ons in deel 1 reeds aangespreek en behandel. Dan is dit ook die middelpunt. Ons sal graag wil weet, waar is die middelpunt van hierdie lynstuk? En dan wil ons ook vorentoe leer, wat dan eintlik deel 3 gaan wees, wil ons kyk, wat is die helling van hierdie lynstuk? So vandag se les gaan hoofsaaklik gaan oor, hoe gaan ek die middelpunt van 'n lynstuk bepaal, as ek die twee eindpunte basies het. Nou, maar kom ons kyk gou hierso. Ek gaan net vir sê, ons gaan kyk na die afstand tussen twee punte, so met ander woorde, daar gee ek nou vir jou 'n lyn, waar die afstand tussen die twee punte voorstel hierso. Ek gee vir jou koördinaat A, en ek gee vir jou koördinaat C. En nou is my vraag hierso, ons gaan 'n plan maak om te kan sê, hoe kan ek die middelpunt van hierdie lynstuk gaan bereken? Nou, ons weet al klaar die middelpunt gaan nie daar lê nie. Ons weet die middelpunt gaan nie daar lê nie, maar ons kry 'n goeie idee dat die middelpunt hier ergens dalk in die middel moet die middelpunt gaan lê. So, nou kom ons dink 'n bietjie, wat kan ons doen wat redelik kreatief kan wees? Nou, kom ons sê, ek besluit om vanaf die een eindpunt, besluit ek
om 'n horisontale lyn te trek en ek maak daardie horisontale lyn rooi. Nou besluit ek ook om 'n vertikale lyn te trek. En wat weet ek, Moller, as 'n horisontale lyn en 'n vertikale lyn mekaar sny, wat is die hoekgrootte tussen daai twee lyne altyd? 90 grade, meneer. Baie mooi, Moller. Dis 90 grade. So ek hoop julle kom agter, Moller kan nie net goeie rugby speel nie, maar hy ken daarom so 'n bietjie van wiskunde af ook, né? So daai hoek is dan 90 grade. Nou, Moller, kom ons kyk 'n bietjie of jy kan onthou. As ek kyk na hierdie blou vertikale lyn, watter koördinaat gaan die hele tyd dieselfde bly, die x-koördinaat of die y-koördinaat? Die x-koördinaat, meneer. Baie mooi, die x-koördinaat gaan dieselfde bly. So maak nie saak waar ek op hierdie lyn gaan beweeg nie, ek weet ek gaan dieselfde waarde hê as x voetskrifie 1. Nou, Moller, as ek kyk na hierdie rooi lyn, watter koördinaat bly dieselfde op hierdie rooi lyn? Die y-koördinaat, meneer. Baie mooi, Moller. So Moller, jy het ons gehelp dat ons vir die graad 10 leerders aan buitekant kan wys dat ons kan maklik die koördinate van daardie punt daar bereken, naamlik B, en dit is dan die punt waar die x-koördinaat x voetskrifie 1 is en die y-koördinaat is dan y voetskrifie 2. En Moller het vir ons mooi verduidelik hoe ons dan nou by hierdie koördinaat saamkom. Want op my vertikale lyn verander my y-waardes, maar my x-waarde gaan dieselfde bly. En op my horisontale lyn verander my x-waardes die hele tyd, maar my y-waarde gaan dieselfde bly. En ons weet al reeds dat die y-waarde op hierdie horisontale lyn is y voetskrifie 2. Graad 10, ek doen dit maar eintlik redelik deeglik met julle, want baie keer voel dit vir my onderwysers spring direk net in 'n formule in, en dan is hierdie eintlik fantastiese konsepte wat julle nogal kan mis in wiskunde. So ek kyk daarna om seker te maak dat die fondasie is redelik baie goed gebou hierso in wiskunde. Nou, Moller, het ek vir jou 'n vraagie. Gee gou vir my 'n plan. As hierdie punt waar ek nou vir jou hierso aandui, as daai punt daarso waar daai laser kolletjie is, as dit die punt x voetskrifie 1 is, en hierdie x-waarde daar is x voetskrifie 2. Moller, ek soek 'n plan om die middelpunt van daardie horisontale lyn te bereken. So met ander woorde, ek wil daardie punt gaan bereken, laat al twee lynstukke weerskant van die middelpunt gelyk moet wees. So nou vra ek vir jou, Moller, het jy vir my idee, hoe kan ek die middelpunt van daardie lynstuk of van daardie horisontale lynstuk gaan bereken? Meneer, ons gaan die 2 x-waardes plus en dan deel deur 2. Baie mooi, Moller. So Moller dink nou terug aan al sy rugby-wedstryde en hy het geleer as hy moet uitwerk wat is die gemiddelde aantal dreë wat hy gekry het, dan tel hy net alles bymekaar en hy deel dit met die hoeveelheid wedstryde wat daar gespeel is. So wat Moller nou hierso sê is, ons stel ons 2 x-waardes bymekaar, x voetskrifie 1 plus x voetskrifie 2 en ek deel dit met 2, want ek het net 2 waardes bymekaar getel. So baie mooi, Moller, dit is ons die middelpunt van BC bereken. Nou, Moller, hoe dink jy gaan ons die middelpunt van my vertikale lyn bereken? So ek sê die middelpunt van daardie blou lyn, wat beteken dat die lynstuk aan weerskante van die middelpunt moet gelyk wees. So, gee my plan, met wat gaan ek by die blou lyn werk? Watter punte het op die blou lyn verander waarmee ek moet gaan werk? Meneer, ons gaan dan die 2 y-waardes plus en dit deel deur 2. Moller, jy's op die periodieke tabel, jou eyster. So met ander woorde, Moller sê, om die middelpunt van ons vertikale lyn te bereken, gaan ek dood eenvoudig en ek sê, y voetskrifie 1 plus y voetskrifie 2 deel met 2, en dit gaan my dan die middelpunt van my vertikale lyn gaan dit vir my gee. En kyk wat gebeur nou. Julle, en dis hoe interessant wiskunde is, en hier maak alles nou ewe skielik sin. As ek 'n lyntjie sou optrek vanaf die middel van my horisontale lyn, en ek trek 'n lyn vanaf die middelpunt van my vertikale lyn, daar waar hierdie twee lyne mekaar ontmoet, raai wat? Dit word dan die middelpunt van die lynstuk AC. En wat beteken dit? Dit wil sê dat die dele aan weerskante van hierdie middelpunt is gelyk. So hierdie deel van die lynstuk
is net so lank soos hierdie deel van die lynstuk. So daar het ons 'n manier gekry om die middelpunt van die lynstuk te gaan bereken. Ons weet dat hierdie middelpunt, dat die x-waarde van hierdie middelpunt is waar ek x1 plus x2 deel met 2, kommapunt en dan die y-koördinaat van hierdie middelpunt is waar ek y1 plus y2 deel met 2. So wat het ons dan eintlik basies hier geleer? Ons het geleer dat die middelpunt van AC, wat hierdie kolletjie dan hierso is, en wat die middelpunt van die lynstuk is, as ons nou baie mooi gaan dink, kan ons vir onsself sê, maar weet jy wat, ons het sopas 'n formule hierso ontdek. En ons formule sê dan vir ons, om die middelpunt van 'n lynstuk AC te bereken. So die middelpunt van enige lynstuk AC, en kyk nou mooi wat ek wil hierso wys, jy kan werk met x1 plus x2 gedeel deur 2 of y1 plus y2 gedeel deur 2. Ek hou altyd daarvan om my voetskriffies, maar basies die name van my koördinaat te gee vir die lynstuk waarmee ek werk. So ek gaan sê die middelpunt van lynstuk AC te kry, gaan ek sê dis die x van voetskriffie A plus die x van voetskriffie C gedeel deur 2, kommapunt, die y van voetskriffie A plus die y van voetskriffie C en ek deel dit dan met 2 en dit gee my dan die middelpunt van enige lynstuk. Nou kom ons doen dadelik gou 'n probleem om seker te maak dat julle verstaan wat ons sopas hierso gedoen het. So, Molle, bereken die middelpunt van AC en ek werk weer presies met dieselfde diagram wat ons in deel 1 meer gewerk het. Graad 10, ek glo daaraan dat wiskunde is nie die vak wat jy voorbeeld na voorbeeld na voorbeeld moet afskryf nie. Ek glo daaraan dat wiskunde is die vak. Ons werk met een probleem en ons kyk hoeveel wiskunde ons rondom daardie probleem kan doen, want dan gaan dit vir jou begin voel soos wiskunde en nie meer net soos voorbeelde nie. So in daardie koördinaat daar is die punt C 5,1 en die vraag is, Moller, bereken die middelpunt AC. Moller, my vraag aan jou is, want jy moet nou dink as jy in eksamen is, Moller, watter formule gaan ek hierso gebruik? My afstandsformule wat ons in deel 1 gedoen het, of my middelpuntsformule wat ons nou geleer het? Die middelpuntformule, meneer. Ag, Moller, en ek gee vir jou 3 raaie. Hoekom dink jy gaan ons die middelpuntsformule gebruik? Want ons moet die middelpunt van AC uitvind. Baie mooi, Moller. Want daar staan, ons moet die middelpunt van AC gaan bereken. So, nou sê ek, aha, ek het mos nou net die middelpuntformule geleer. En wat het ek geleer? Dat die middelpunt van 'n lynstuk AC is mos die x van voetskriffie A plus die x van voetskriffie C gedeel deur 2 plus die y van voetskriffie A plus die y van voetskriffie C gedeel deur 2. So dis letterlik die x-waarde hier plus die x-waarde daar deel ek met 2 en dan die y-waarde van A plus die y-waarde van C en ek deel dit met 2. En dit gaan dan vir my die middelpunt van die lynstuk AC gaan dit dan nou vir my gee. So, Moller, my vraag aan jou is, wat is die x voetskriffie A se waarde? Min 2. Nee, En wat is x voetskriffie C se waarde? 5, meneer. So ek gaan sê min 2 plus 5 gedeel deur 2. So met ander woorde, kyk my volgende stap, daar skryf ek dit baie mooi neer, min 2 plus 5 gedeel deur 2, kommapunt. Moller, wat is y voetskriffie A se waarde? 2, meneer. En wat is y voetskriffie C se waarde? 1, meneer. Dis hoekom ons so skryf 2 plus 1 deel met 2. Julle, rarig. 'n middelpuntsformule, analitiese meetkunde is rarig baie maklike werk. Ek sê altyd vir my leerders by die skool, monkey see, monkey do. Dit wil sê, jy het nie nodig om dit heeltemal te verstaan as kom by formules nie. Jy moet die formule ken en jy moet dit kan gaan toepas. So, kom ons kyk baie mooi. En Moller, nou kom ons dink gou 'n bietjie terug by graad 8. Wat is minus 2 plus 5, Moller? Meneer, dit is 3. Baie mooi, Moller. So ek het 3 op 2, kommapunt. En Moller, ek gee 3 raaie, wat is 2 plus 1? 3. 2 plus 1, graad 10, was nog altyd 3 gewees. So met ander woorde, ek eindig dan op 'n antwoord van 3 op 2, kommapunt 3 op 2. En raai wat? Dit is dan die middelpunt van hierdie lynstuk AC wat ek dan hierso bereken het. So ek weet dat hierdie punt verdeel daardie gedeelte daar. En wat is die koördinate van hierdie middelpunt, Moller? 1,5, meneer.
Nee, die koördinate van hierdie middelpunt. Ekskuus, ek dink, okay. Dis 3 op 2 x en dan 3 op 2 y. Ja, Nee? ek gaan dit eerder beter stel is 3 op 2, punt 3 op 2. Okay. 'n koördinaat het nie die woordjie in nie, so dis 3 op 2, punt 2. So daar is die koördinaat middelpunt. So Gratina, ek hoop julle het besef dat die middelpunt formule is baie maklik. Jy moet net jou formule gaan reg gebruik. Nou wat gebeur Gratina as jy in 'n eksamen vir ons sou skryf daarso x voetskrifie A minus x voetskrifie C, as jy daai plus daarso as 'n minus sou geskryf het. Nou Gratina, as jy vir jou onderwyser gaan vra wat betrokke is by die nasien van graad 12 vraestelle, dan gaan hulle vir jou sê, daai noem ons dan 'n breakdown in wiskunde. Dit wil sê 'n breakdown beteken as jy 'n verkeerde formule gebruik. 'n Verkeerde formule beteken maak nie saak wat jy vorentoe doen nie, jy gaan nooit by die regte antwoord uitkom nie. En dan beteken dit jy kry byvoorbeeld 0/2 of 0/3 vir hierdie sommetjie. So maak doodseker jou formule is 100% reg neergeskryf. En onthou as dit gaan oor middelpunt, dis 'n middelwaarde. Dis iets plus iets deel met 2. Dis nie iets minus iets gedeel deur 2 nie. Nou kom ons kyk na die volgende probleem. Corneille, is jy nog daarso? Ja, meneer, ek is teenwoordig. Seker maak Corneille is nog met ons les hierso. Die volgende deel van die vraag sê, gebruik die middelpunt formule agterste voorom. Okay. So agterste voorom beteken hierso ons wil nou na iets anders te gaan kyk. So Corneille, as ek vir jou sê gebruik die middelpunt formule agterste voorom beteken dit kom ons vat die vorige stukkie wat ons geleer het. Onthou wat ek vir julle sê, wiskunde is nie net voorbeelde afskryf nie. Wiskunde sê ons werk met 'n probleem en ons verander die hele tyd in daardie probleem. Nou, Corneille, as ons kyk na hierdie probleem, ek gee vir jou hierdie punt C wat 5,1 is. Ek gee vir die middelpunt 3 op 2, punt 3 op 2 wat Moller vir ons reg bereken het in die vorige geval. En nou sê ek vir jou A is daar minus 2, punt K. So jy kan nou sien, ek het hierdie waarde uitgelaat. Nou as jy terug kan onthou van die vorige voorbeeld, weet ons K is 2, want daar het 2 gestaan. Maar jy gaan in die eksamen weet, wat was dit gewees nie, want ek kan nou 'n splinternuwe voorbeeld vir jou gaan opstel. So wat hierso gebeur is, ek gee vir jou die 2 eindpunte van 'n lynstuk, en ek gee vir jou die middelpunt van die lynstuk. Maar ergens maak ek een van die koördinate daarso, maak ek 'n onbekende. En Corneille, wat dink jy gaan die vraag hierso wees? Bepaal die onbekende. Bepaal die onbekende, en Corneille, die onbekende is K. Stem my saam. Okay? So ons moet die waarde van K bereken. Nou, Corneille, as jy hierdie in 'n wiskundige vraestel kry, watter formule gaan jy dadelik weet om hier te gebruik? Die middelpunt formule. Dis definitief die middelpuntformule, want ek gee dan vir jou die middelpunt van 2 punte. En daar is mos 'n formule ons die middelpunt van 2 punte kan bereken. So Corneille, sê jy nou gou vir my, wat as ons nou 'n bietjie gaan dink? En nou is dit daai aha oomblik. Watter formule gaan jy heel eerste neerskryf hierso? Nog steeds die middelpunt formule, meneer. Daar sê Corneille sê hy is vas oortuig. So ons weet dat die middelpunt van 'n lynstuk AC is mos die x van A voetskrifie plus die x voetskrifie C deel met 2 en dan die y-waarde van A plus die y-waarde van C deel met 2. Dit is wat ons weet. Corneille, sê gou vir my, wat is die x-koördinaat van A? Min 2. Plus, wat is die x-koördinaat van C? 5. So ek gaan hier skryf min 2 plus 5 op 2. Stem met my saam. Corneille, Ja, wat is die y-waarde van A? K. Die y-waarde van A is K. So ons gaan daar skryf K plus 1. Aha, K plus 1 op 2. So, graad 10 leerders, dit wat Corneille vir ons sê, as ons invervang, dan gaan ek dadelik skryf min 2 plus 5 op 2, punt K plus 1 op 2. En julle gaan nou sien, ek maak hierdie dadelik rooi. Want hierdie rooi beteken mos, dit gaan saam met hierdie deel van my middelpunt koördinaat. En dan hierdie deel van my middelpunt formule gaan mos saam met die y-waarde van my middelpunt se koördinaat. So Corneille,
Nou wil ek hê jy moet vir my plan gee, watter wiskunde kan ek nou gaan doen om vir K te bereken? Watter twee dele kan ek aan mekaar gelyk stel hierso? Meneer, jy kan die X-waarde en die Y-waarde gelyk stel aan mekaar. Ek kan nie regtig die X en die Y-waarde gelyk stel aan mekaar nie. Dit is heel toevallig in die geval dat die X-koördinaat en die Y-koördinaat dieselfde is. Maar Corneille, kom ons dink gou, wat weet ek? Ek weet dat hierdie deel van my koördinaat is presies dieselfde as die 3 op 2 van my koördinaat. So dit wil sê dot, dot, dot. Dit wil sê ek weet, Corneille, dat K plus 1 op 2 hierso is mos dieselfde as 3 op 2 daarso. Maak dit vir jou sin, Corneille, wat ek hierso neerskryf? Ja, meneer. Reg? En nou wil ek vir sê graad 10 leer dit sommer van vroeg af, want jy gaan dit vorentoe baie moet gebruik. In hierdie proses hierso gaan ek so 'n bietjie gebruik maak van kruisvermenigvuldiging. So kruisvermenigvuldiging beteken ek gaan oorkruis met mekaar vermenigvuldig. So ek gaan hierdie 2 vermenigvuldig met K plus 1, hierdie hele K plus 1 gaan ek in 'n hakie sit, en dan gaan ek hierdie 2 en hierdie 3 oorkruis met mekaar vermenigvuldig. So kom ek doen dit. Dit beteken, ek gaan hierdie 2 vermenigvuldig met hierdie hele teller wat ek in 'n hakie gaan sit, naamlik K plus 1, en dan gaan ek 2 vermenigvuldig met 3 oorkruis, en wat is 2 maal met 3 chopper? Dit is 6. 6. So gee dit daarso. OK, nou Corneiltjie, ons het nou verskillende maniere ons dit kan doen. Ek sal nou vir die graad 10 'n alternatiewe opsie gee wat jy dit ook al gedoen het. Maar kom ons kyk gou, Corneille, as ek die hakies hier sou uit vermenigvuldig, as ek die hakies sou uitmaak, wat kry ek in my volgende stap? 2K plus 2 is gelyk aan 6. Baie mooi. En wat gaan ek nou oorvat? Die plus 2, sodat jy vir K alleen kan kry. As ek die plus 2 oorvat, Corneille, wat word my waarde aan die regterkant dan? 4. Want is 2K is gelyk aan 6 minus 2, so 2K is gelyk aan 4. En Corneiltjie, sê gou vir die graad 10 leerders daar buitekant, wat kan ek doen om vir K nou alleenig te kry? Gedeel deur 2, meneer. Ek deel met 2 aan beide kante, en dan kry ek, dit wil sê K is gelyk aan 2. Corneille, ek wonder as ons vir die graad 10 ook daar buitekant kan sê, daar is ook 'n ander alternatiewe oplossing. Corneiltjie, wat sou gebeur as jy van die begin af besluit het hierso, ek gaan hierdie K plus 1 alleenig hou, en ek deel met die 2. As ek met 2 deel, wat word my waarde aan die regterkant? 3, meneer. Dan kry K plus 1 is gelyk aan 3. En dan vat ek mos daai plus 1 uit oor die vergelyking. Stem my saam. Dan beteken K is gelyk aan 3 minus 1, en kyk net daarso. Oulik, dan is K nog steeds gelyk aan 2. So maak nie saak hoe jy vir K bereken nie, solank as die wiskunde korrek is, sal jy jou punte verdien. Nou reg. Kom ons kyk nou, en nou het ons 'n bietjie 'n moeiliker probleem. So ek dink, nou gaan ons vir die enigste roos tussen al ons dorings, gaan ons vra om ons te help met hierdie probleem. So Zanelli, is jy daarso? Kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie probleem. Zanelli, die volgende probleem gaan oor analitiese meetkunde en vierhoeke. Want ons kan byvoorbeeld analitiese meetkunde teorie kan ons gaan toepas op vierhoeke. Nou, wat basies hier gebeur is, ek gee vir jou 'n vierhoek, want ons 4 sye en 4 hoeke. Daarna ek sê vir jou, daai hoekpunt is A min 1,4. Ek het die hoekpunt hierso, en ek noem dit B, wat min 2,2 is. Ek het 'n hoekpunt daarso wat C is, 3,2. En dan het ek nog 'n hoekpunt daar wat ek D 4,8 noem, wat ek om so basis vir jou gegee het. So daar is die hoekpunte van my vierhoek. En dit maak natuurlik my als sin, né? Ek weet in hierdie kwadrant moet X negatief wees, Y is positief. Ek weet in hierdie kwadrant is X wat hierso moet negatief wees, en Y moet ook negatief wees. Oeps, onthou net daar moet 'n minus daarin wees, gelukkig het hom getoets. En as ons kyk daarso, daar's 3 en daar's 2, so albei moet positief wees, en daarso is dit 4,8. Onthou net hierso moet 'n minus 2 wees. Dis hoekom ek nou gelukkig weer om gegaan het. En nou is die vraag hierso, bewys ABCD is 'n parallelogram. So, hoe gaan ek kan bewys dat ABCD 'n parallelogram is?
Nou, Zanel, weet jy wat is 'n parallelogram? Ja, meneer, dis 'n vierhoek. Okay, en wat is nog eienskappe van hierdie vierhoek? Is sy teenoorstaande hoeke nie ewe groot nie, meneer? Teenoorstaande hoek is ewe groot en wat weet ek van die teenoorstaande sye? Is alles seker ewe lank, meneer? Hulle is ewe lang en ek weet ook hulle is ewe wydig. En Zanelle, daar's nog 'n interessante eienskap van 'n parallelogram, as ons 'n bietjie mooier gaan dink. En daardie eienskap van 'n parallelogram is, ons weet iets van die hoeklyne van 'n parallelogram af. So wat weet jy van die hoeklyne van 'n parallelogram? Die hoeklyne van 'n parallelogram halveer mekaar. So dit moet julle altyd onthou. Die oomblik as jy 'n vierhoek het en die hoeklyne halveer mekaar, dan weet ek dat daardie vierhoek is 'n parallelogram. So en Zanel, ek wonder, kan jy dalk vir ons sê wat is 'n ander woord vir parallelogram? Ag, wat is 'n ander woord vir hoeklyn? Begin met 'n D. Diagonale lyn. Daar sê, 'n ander woord vir hoeklyn is ook natuurlik 'n diagonale lyn. So Zanel, ek wonder, kan jy gou vir my sê, as ek kyk na diagonaal BD, en onthou net, ek sê weer eens vir die graad 10 daar buitekant, daar moet 'n minus net daar wees. Ek het hom te vinnig gekopie en paste, lyk dit my. En as ek kyk daarso na AC, is ook 'n hoeklyn. Zanel, hoe kan ek bewys dat twee hoeklyne mekaar halveer? Wat weet ek van daardie punt waarin hulle sny? Dis die middelpunt, so die hoeklyn halveer mekaar, meneer. Dit wil sê die punt waarin hierdie twee hoeklyne sny, daarso, Zanelle, daai punt is die middelpunt van my pink perslyn of dis die middelpunt van my groen lyn. So wat beteken Zanelle, as ek die middelpunt van die groen lyn bereken en ek bereken die middelpunt van die pink perslyn en is dieselfde middelpunt, dan weet ek mos hierdie twee hoeklyne halveer mekaar. So kom ons gaan verduidelik. So, Zanelle, om die middelpunt van lynstuk AC te bereken, wat gaan ek doeteenvoudig gaan? Ek gaan werk eers met die x-waardes van A en C. So kom ons kyk, ek gaan sê -1 plus, en wat is die x van C? 3, meneer. En ek deel dit mos met 2. Kom maar punt. Yes, meneer. Nie kyk nie. Kyk eers op die diagram, né? Hoe gaan ek die y-waarde uitwerk? Ek sê die y van A is wat? 4, meneer. Plus, C se y-waarde, meneer. en dit is? En dis 2. 2, en ek deel dan met 2. En as ek dit gaan doen, -1 plus 3 is dan 2 gedeel deur 2, so ek kry hierso antwoord van 1, en dan 4 plus 2 is 6 gedeel deur 2 is 3. So ek kry 1,3. En graad 10, ek wil net wil sê, as dit kom by berekeninge, moenie skaam wees om 'n sakrekenaar in eksamen te gebruik nie. In eksamen kan snaakse dinge gebeur, jy kan onnodig stres oor ietsiekie, so gebruik die sakrekenaar, want baie keer maak hulle regtig nogal onnodige foute as dit kom by optel van getalle of deling van getalle. Zanel, nou gaan ek die middelpunt van watter lynstuk ook uitwerk. Van die groen ene, BD, meneer. Aha, so die middelpunt van lynstuk BD, Zanelle, moenie hier kyk nie. Kom ons gaan eers hierso, dan wys ons vir die graad 10 wat gaan ons doen. Hoe gaan ek die middelpunt van hierdie lynstuk uitwerk? Watter waardes gaan ek eers by mekaar tel en deel met 2? Die 2 x-waardes, meneer. Dit is reg. So ek gaan sê -2 plus 4 en ek deel hom met 2 en hier staande. En dan hoe gaan ek die y-koördinaat se middelpuntwaarde uitwerk? Wat gaan ek hierso doen? Wat gaan ek by mekaar tel en deel met 2? Die -2 en die 8, meneer. Daar's hy. So aantuine ek het weer mos gesê, hierso ek het per ongeluk verkeerd gekopie en paste. Daar's 'n minus, maar gelukkig het ek hom hierso reg ingetik. So dis -2 plus 8 deel met 2. En nou moet ek die antwoord gaan kry. En -2 plus 4 is 2 en ek weet nie van jou nie, Zanel, maar 2 gedeel deur 2 was nog altyd 1. Nee, so ons weet daai x-waarde is 1. En dan -2 plus 8 was nog altyd 6 en 6 deel met 2 was nog altyd 3. En nou graad 10 moet jy nie skrik nie, want jy het presies dieselfde
middelpunt koördinate vir beide van die lynstukke. So wat kan ek nou met die grootste gemak en selfvertroue vir die eksaminator gaan neerskryf? Ek kan gesê, dit wil sê ABCD is 'n parallelogram want hoeklyne van vierhoek halveer mekaar. Die oomblik as jy enige vierhoek het en die hoeklyne van daardie vierhoek halveer mekaar, dan weet jy daardie vierhoek is 'n parallelogram. Nou wat ons môre gaan doen, Zanelle, in ons volgende les, as ons 'n bietjie gaan kyk na die helling van lynstukke wat nogal baie interessant is, dan gaan ek vir jou en vir Moller en vir Chopper gaan ek leer dat as ek byvoorbeeld een van hierdie koördinate sou wegvat, so gee dalk net vir julle 3 van die ander koördinate, gaan ek vir julle 'n baie kort en vinnige metode wys, hoe kan jy binne 10 sekondes die 4de koördinaat van daardie parallelogram gaan uitwerk. So Gratina, as julle môre wil slim raak rondom die helling van die lynstukke en om te kan uitwerk, hoe kan ek baie vinnig binne 10 sekondes die 4de hoekpunt van 'n parallelogram gaan bereken as ek die ander 3 het, dan moet julle definitief inskakel vir môre se les, wat les 3 is, wat dan gaan oor die helling van 'n lynstuk. En dan sluit ek af en ek sê, Gratina, onthou, wiskunde lyk partykeer moeilik, dit kan partykeer oorweldigend vir jou wees, maar te dikwels gee julle te vinnig moed op. Kyk net na hierdie mannetjie hier so, hy het begin opbou grawe en kap, en kyk net na hierdie skatkis van diamante wat daar so is. So, onthou, jy kan dit doen, glo in jouself, moenie te vinnig opgee nie, en ons sien uit daarna om julle dan te ontvang, dan weer eens met ons volgende les, wat dan les 3 gaan wees, en dan sien ons vir julle môre.